Vandag is donderdag 18 Desember. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in die tyd van Advent. Die teksgedeelte waarby ons vandag stil staan is 'n enkele teksvers in Filippense 4, vers 4. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om die derde kers in jou adventskrans aan te steek, die kers van vreugde. Nadat jy jou kerse aangesteek het, wil ek jou graag nooi om daar waar jy is tot rus te kom en 'n paar keer lekker diep asemhaal. Jy het waarskynlik al gehoor van die velcro en die teflon beginsel. Velcro is iets wat vassit. Teflon is iets wat glad is en iets wat op teflon kom glip, soos wat 'n eier wat jy bak op 'n teflonpan glip. En daar word vir ons gesê dat ons brein op 'n manier so werk, dat die slegte goed in die lewe dikwels soos velcro aan ons kom kleef. En die goeie goed, soos teflon, dikwels wegglip. Dat jy nie eers dit altyd onthou nie, dat jy dit eintlik vergeet. Juist daarom is dit soms nodig om wanneer mens stil word, die mooi, die lekker en die goeie langer vas te hou en te onthou. En hier aan die einde van die jaar wil ek jou graag nooi as ons so saam stil word en ons dink in die besonder die week na oor die geskenk van vreugde en blydskap wat ons van God ontvang het. Vir 'n oomblik na te dink, waaroor is jy dankbaar? Waar het jy in die jaar in die besonder diep vreugde beleef? Wat gee jou vreugde? En waarby kan jy vir 'n ruk lank net stil staan met diep dankbaarheid en vreugde by die Here? Dink vir 'n oomblik bidtend hieroor na. Dit is natuurlik so, dat daar ook moeiliker goed is as mens sal terugdink oor jou jaar. Goed wat soos velcro aan 'n mens wou kom sit. En sonder om dit weg te wens of dit te probeer verander of daarteen te beklei, wil ek jou nooi om dit bloot te erken. Nie aan dit vas te sit soos velcro nie, maar in die Here se teenwoordigheid vandag sommer net te kom neersit. Wat was die uitdagende, die moeilike goed van die afgelope jaar wat dalk dankbaarheid en vreugde by jou selfs kom steel het? Bring dit vandag in die Here se teenwoordigheid. Paulus skryf in Filippense 4 vers 4 en dan sê hy, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal,
wees bly. Wat maak die gedeelte in jou los? Ek dink 'n eerste belangrike ding wat altyd belangrik is om te weet, is dat blyskap en vreugde iets anders is as blote plesier. Plesier is iets wat buiteom ons vir ons genot verskaf. Maar wanneer die prikkel verdwyn, dan is dit oor en verby. Blydskap en vreugde is iets anders. Blydskap of vreugde in die Bybelse sin is iets wat nie 'n prikkel van buite nodig het, soseer nie, omdat dit nie uit jouself kom nie, maar dat dit iets is wat in alle omstandighede in jou kan bly. Ons dink dikwels vreugde lê in dit wat ons het, dit wat ons besit, dit wat ons verdien. Ons mag dink dat vreugde lê in hoeveel ons bymekaar kan maak, kan bære, kan versamel, in die genot van goed wat ons ervaar. Lucas Maria, die skrywer en liedjiesanger, skryf 'n pragtige lied met hierdie woorde waarin hy sê, ons is almal maar bang dat die liefde sal opraak. Dus probeer ons dit tot sterwens toe bewaak en bære ons dit suinig in die hart se diepste kluis. Hou jou naaste op afstand met die vuis. Maar dis die goeders wat mens weggee, wat jou ryk maak. Dis daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie kan gebruik nie, of 'n blom se geur, as niemand daaraan ryk nie? Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly, selfs al sou sy dit gebruik. Dis eintlik so eenvoudig, en tog almal murmureer, want die liefde het 'n les wat baie min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel, soos in boekhou balanseer nie, want liefdeswins bly optel, omgekeer. Bybelse vreugde en blydskap kom eers as 'n mens sonder verdienste begin uitdeel. Bybelse vreugde en blydskap is om van jouself te deel, sonder om iets in ruil te verwag. Bybelse vreugde en blydskap word deel van jou lewe na mate jy bereid is om daarvan af te sien dat mense jou moet plesier en na mate jy dit vir ander begin moontlik maak om te lewe en asem te haal en te kan floreer. Bybelse vreugde en blydskap is iets wat God in ons troostelose wêreld sigbaar maak. Wanneer ek die genade ontvang om iets van God in hierdie wêreld sigbaar te maak, daarin lê die grootste vreugde en dankbaarheid. Hier op die 3de week van Advent op pad na Kersfees toe, wil ek jou nou weer nooi om na te dink. Waar beleef jy die afgelope tyd en waar het jy, dalk selfs in hierdie jaar, ware diep vreugde en blydskap beleef?
En dan wil ek jou nooi om vir die Here vandag daarvoor dankie te sê. Maar ook te bid dat hy jou oë sal oopmaak oor hoe om met dankbaarheid en vreugde ook in hierdie Kerstyd te leef. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly, selfs al sou sy dit gebruik. Dis eintlik so eenvoudig en tog almal murmureer, want die liefde het 'n les wat baie min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel, soos 'n boekhou balanseer nie, want liefdeswins bly optel, omgekeer. Amen.